vandag Gersfontein Geloofsfamilie. Ons praat bietjie hierdie kwartaal oor om te bid vir mense. En as ons bid vir mense, waar begin ons? Een van die skrifgeleerdes wou vir Jesus vasvra en hy vra vir hom: Meneer, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As jy iemand lief het, dan wil jy tog die beste hê vir hulle. As jy jou naaste lief het, dan wil jy vir hulle die beste hê. En die manier waarop ons dit kan kry, is deur te bid vir hulle. Ons bid vir ons gesin, ons bid vir ons familie. Ons bid vir die wat letterlik die naaste aan ons is. Dis daai een wie se tandeborsel in dieselfde houertjie is as joune. Maar ons bid ook vir ons geestelike naaste. In die Nuwe Testament sien ons keer op keer hoe Paulus briewe skryf vir die gemeentes en sê: bid vir mekaar, bid vir my, bid gedurig. Ek dring daarop aan dat julle alles met danksegging en smeking aan God bekend maak. Dra mekaar se laste. Soveel keer kry ons hierdie opdrag: bid vir mekaar. En ons gaan dit ook vandag fisies doen. Ons gaan nie vandag vreeslike lang tekste lees en groot goeters probeer dink nie. Ons gaan bid vir mekaar. Ons gaan bid vir ons gesin, ons familie. En jou familie lyk waarskynlik anders as my familie. Dalk het jou familie 'n klomp hartsmense in, wat nie noodwendig bloedverwante is nie. Dalk is jou familie groot, dalk is dit klein. Maar bid vir jou familie, dra hulle op aan die Here. En bid dan vir ons geloofsfamilie, vir die een wat op 'n Sondag by jou in die kerk is, die een wat jy dalk nie gereeld sien nie, maar wat dieselfde God as jy aanbid. Die een wat, omdat ons aan Christus behoort, jou broer en suster is. Kom ons bid vir mekaar. Laat dit jou, laat dit bruis.